'n Goeiedag, alle kinders van die Here. Oupa kuier vandag saam met ons en oupa sê, Paulus praat nou baie prakties met die gelowiges in Tessalonika. Ja, hulle het goed begin om vir die Here te leef, maar nou moedig hy hulle aan om nog meer te groei. Hy herinner hulle aan 4 belangrike dinge. Lewe rein voor God, wees lief vir mekaar, werk rustig en eerlik en hou vas aan die hoop wat ons in Jesus het wanneer gelowiges sterwe. En vandag lees Mersha vir ons 1 Tessalonisense 4 voor. Luister veral mooi na vers 13 tot 18, waar Paulus verduidelik hoekom gelowiges met hoop kan treur. Dankie Mersha. Ek lees uit die 1983 vertaling 1 Tessalonisense 4. 'n lewe volkome aan God toegewy. Vers 1. En nou het ons nog iets anders om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp dus nie maar net 'n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Oor broederlike liefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dit doen julle ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle egter dringend, broers, lê julle nog meer daarop toe. Laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe. Julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing en julle sal van niemand afhanklik wees nie. Die opstanding uit die dood, vers 13. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God, saam met Jesus, die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Tot hiertoe. Amen. Nou ja, tot sover vandag en ouma verduidelik aan die jong klompe aan die kombuis, waar hulle by die warm koolstoof sit.
Luister julle nou mooi. God se wil is dat ons heilig moet lewe, sê hy. Dit beteken ons behoort aan hom, en daarom moet ons wegbly van dinge wat ons liggame en ons harte vuil maak. Ons moet ons liggame met respek en selfbeheersing en eer behandel. God het ons nie geroep om onrein te leef nie. Hy het ons geroep om vir hom afgesonder te wees en op 'n manier te leef wat hom eer, sodat hy alleen verheerlik kan word. Ja, Paulus sê ook, julle weet reeds dat julle mekaar moet lief hê, want God leer ons self om lief te hê, maar moenie ophou nie. Doen dit al hoe meer en meer. Leef rustig. Bemoei julle met julle eie sake. Werk met julle hande en leef so dat mense buite die gemeente respek kan hê vir julle lewe. En dan praat Paulus oor gelowiges wat gesterwe het. Hy sê ons mag hartseer wees. Ja, ons mag. Maar ons hoef nie hartseer te wees soos mense sonder hoop nie. Nee. Ons glo Jesus het gesterf en weer opgestaan. Daarom glo ons ook dat God die wat in Jesus gesterf het, saam met hom sal bring. En ouma sluit af met 'n gedagte, met 'n vraag wat sy die lig inskiet. Is daar iets in jou lewe wat jy nog moet los omdat God jou roep om heilig te lewe? Of glo ek regtig dat Jesus weer kom, sodat ek ander mense wat hartseer is met hierdie hoop kan troos? En ouma sluit af met haar eensin gebed. Vader, help ons om heilig te lewe, om mekaar meer en meer lief te hê, en om vas te hou aan die troos dat Jesus weer kom. Dankie dat die wat in Jesus sterf, nie verlore is nie, maar vir altyd en altyd by U sal wees. Amen. Moenie jou hart ver van God laat dwaal nie. Daar is vrede in sy wil. Daar is lewe in sy hand. Een hart, een pad. Een God. Een pad. Een pad. Een pad. Jy kan nie op twee paaie loop nie, as jou hart na vrede vraag. Jy kan nie jou siel verdeel nie en verwag dat vreugde bly bestaan. Kom stap weer naby aan die Vader. Kom rus weer in sy lig. Waar sy wil jou voete lei, word jou môre weer verlig. Moenie vra vir vrede, terwyl jou hart so ver bly staan. Kom nader aan sy liefde, laat sy hand jou weer kom dra. Hy roep jou saggies nader, hy ken jou naam nog steeds. In sy teenwoordigheid is rus, in sy genade is daar vrede. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies U wil, ek kies U lig. Ek hou my hoop op U gerig. Een God, een Heer, U liefde bly getrou. Ek gee my hart weer heeltemal aan U. Een God, een pad, U vrede dra my vandag. Een Heer, een naam, U liefde hou my vas. Hou my vas. Dra my vandag. Die wêreld kan so mooi kom roep, met beloftes blink en wyd. Maar net by God vind ek my rus, net by hom is daar voluit.
Ek wil nie dwaal van die stem nie, ek wil nie weg van die hand. Lei my terug na u plan toe, laat my hart in u liefde brand. U soek my hele hart, nie net 'n stukkie van my lied nie. U roep my nader, omdat ek aan u behoort. Bring jou bekommernis nader, bring jou vraag na sy voet. Met gebed en danksegging word jou hart weer stil en goed. Moenie swaar dra op jou eie, moenie vrees vir môre se dag. Die Here hoor jou fluister en sy vrede hou die wag. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oë op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Wees oor niks besorg nie, bring dit alles voor die Heer. In gebed en smeking, met dankbaarheid al meer. Laat jou hart weer stil word, laat jou siel weer asem kry. God se vrede se rivier, wat deur die diepste waters bly. Ek wil binne u wil leef, ek wil naby u bly staan. Vat my hart, Here Jesus, lei my op u pad voortaan. Lei my voortaan, hou my naby. Ek kies die vrede, Ek kies die lig, ek kies die liefde, ek kies die liefde. ek hou my oë op u gerig. Wie lei my hart? Die Here lei my hart, Wie dra my deur? die Here dra my deur. Wie gee my vrede? Gee my vrede, een God, een hart, ek behoort aan u. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oë op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Wees oor niks besorg nie, Bring alles na hom toe, met gebed, met danksegging, sy vrede sal jou dra in hart.